En die reddende Heer groet jou ook met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak toe die oë. Here, ons kom nou weer voor U as gemeente, Here, en ons roep U naam aan. Here, ons wil dankie sê, Here, vir daar waar U ingetree het, Here. Daar waar U besig is met die werk, Here. Ons dink aan Natasha en aan Melanda, waar hulle besig is met herstel. Al wat ook uit die hospitaal is uiteindelik, Here. Here, ons weet U het 'n plan met hulle, Here, en U stap hierdie pad saam. Here, daar is ook ander, ek dink aan Annerie, ek dink aan Chantel. Here, U speel so 'n groot rol, Here, en U doen dit in 'n klomp plekke wat ons ook nie eens van weet nie, Here. Dankie, Here, dat U ons so lei, Here. Here, en dat ons U instrument kan wees, Here. 'n Instrument, Here, wat U is. En staan in autoriteit, Here. Ons is 'n gemeente gesalf vir genesing, bevryding, Here. Omgee gemeente. Here, en ons ook in daai rol wat ons nou, Here, U aanroep, Here, en U vra, en aanhou vra, soos wat U sê ons moet, Here. Selfs daar was nie dadelik iets sien gebeur nie. Here, ek dink aan Chris Peel, ek dink aan Hanlie Nel, wat ook in herstel is, Here, maar waar hulle nog baie siek is, Here. Ons weet U het 'n plan met hulle. Here, vra dat U nabyheid by hulle gevoel sal word, Here, dat tasbaar sal wees, dat hulle weet dat hulle in U arms is. Here, ons vra vir daai herstel, Here. Ons dink ook aan Hannes en Sandra Pinaar se kleinkind, Here, wat besig met toets in die hospitaal, Here. Here, het wysheid en insig vir die dokters, Here, dat hulle sal weet wat om te doen. Here, ons dink weer aan die mense wat herstel, Here, ek het hulle klaar genoem, Here, maar daar is nog ander ook, Susanne Roux met die mondinfeksie, ek dink aan Skalk met bronchitis, en Martina Leroux, Here, ons vra dat U daar sal intree, Here, dat U herstel sal bring. Here, daar is ook ander wat nie op hierdie lys is nie, Here, en ons vra, Here, die wat ook nie gevra het nie, Here, ook daai selfde se ervaar, Here, dat hulle sal weet dat U die leidsman is, dat U hulle gaan herstel. Ons dink ook aan Mimi Prince se sussie Alida. Here, ons dink ook aan Rihanna se niggie se man, Robert Cameron met die 2 hartaanvalle, Here. Here, ons staan nie net in vir ons eie familie nie, Here. Ons het ook duidelik woord gekry, Here, dat die sout en lig wat ons bring moet uitrol, Here, moet uitstroom van U af. Here, en daarom roep ons die naam ook aan vir hulle. Here, ons staan ook in vir ander. Ons dink aan Dylan se pa wat die verlies gehad het, Here, wat baie moeilik moet wees, Here, vir 'n koning, priester en profeet van sy gesin. Here, ons vra dat U hom sal vashou en sal versterk. Here, in 'n tyd wat verskriklik moeilik moet wees, Here, laat hy nie na enigiets anders toe sal draai as U nie. Here, ons vra dit in U naam, Here. Here, daar is ook ander van ons wat in 'n wagtydperk is. Here, wagtydperk weet ons is soms baie moeilik, Here. Ons weet ons is in die kruis en ons weet daar's 'n plan vir ons, Here, maar soms is dit moeilik, Here. Daar's in families herstel wat moet gebeur, Here. Verhoudings wat moet terugkom. Soms is dit 'n wens na 'n klein ding. Here, ons weet U het 'n plan. Here, in die wagtydperk is baie moeilik, Here. Ek dink ook aan werksplekke, Here, waar dit verskriklik moeilik is om te werk of net om 'n werk te kry. Here, ons weet U het 'n plan, Here. Weer eens ek weer, almal wat weet hulle word aangespreek, by wie hierdie resoneer, Here. Dat hulle na U toe draai en weet, Here, dat U gaan voorsien. U het 'n plan. Dat hulle in U pad sal stap sodat hulle daai plan kan verwesenlik, Here. En U wil met hulle kan deurvolg, Here. Want ons weet U visie vir ons is baie groter as wat ons kan dink. Here, dat ons daan sal vashou. Here, dan dink ek ook aan intersessie huidiglik, Here. Jy weet, in die land is dit baie moeilik. Daar's allerlei politieke goeters aan die gang, Here. Ons weet die 20ste van die shutdown waar daar beplan is, Here. Ons is nie in rebellie nie. Dis nie waarvan ons staan, Here. Ons weet U het autoriteit in plek geplaas, Here. Here, ons vra dat die autoriteit sal wakker word, Here. Ons vra dat die leiers sal opstaan in daai autoriteit, Here, met beginsels. Wat weet wat reg en verkeerd is, Here. Here, dat U naam ook uitgedra kan word, Here. Ons dink aan die Alpha kursus wat hier aangebied moet word, maar waar
Daar's soveel geraas is in die omgewing, Here, dat dit moeilik lyk om plaas te vind, Here. Ons vra dat U sal wysheid en insig bring, sodat daar kan uitweg kom, Here. Want ons weet, U naam moet verkondig word. Ons weet, as mense wat nog moet hoor van U, Here, en sien dat U goed is, en U die lewe verbeter, makliker maak. Ons is dankbaar vir U genade, Here. Amen. Johannes 2 vers 23 tot Johannes 3 vers 21. Toe Jesus tydens die Paasfees in Jerusalem was, het hy talle die tekens gesien wat hy doen en in sy naam geglo. Maar Jesus het hom nie op hulle verlaat nie. Omdat hy alle mense ken, het hy nie nodig gehad dat iemand van die mens getuig nie, want hy het self geweet wat daar in die mense is. Daar was 'n man uit die geleerde van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is, wat van God gekom het, wat niemand kan hierdie tekens verrig wat U verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord: Amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van die God nie binnegaan nie. Wat uit die vleis gebore is vlees, en wat uit die gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo af gebore word. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid. Maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop vra Nikodemus hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord: Jy is die leermeester van Israel, en jy begryp hierdie dinge nie. Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek vir julle van die hemelse vertel? En niemand het die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, maar wie nie aan hom glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mens het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade bose was. Want elkeen wat kwaad gedoen het, die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Ja, die gedeelte wat Nico gelees het, ek gaan fokus op Johannes 3, verse 1 tot 8. Nou, in die kerk kry mens baie keer te doen met onvoldoende Christelike, in aanhalingstekens Christelike gelowe. Nee, wat onvoldoende is, wat jou nie in staat stel om gered te word nie. Ek kan maar 'n paar noem. Daar's byvoorbeeld 'n natuurlike geloof. Ek dink ons almal hier glo môre gaan die son weer opkom en daarom stel ons die wekker om op te staan om skool toe te gaan of te gaan werk, nee, dis 'n natuurlike geloof. Ek glo ook jy glo die bank waarop jy sit gaan in mekaar tuimel nie, daarom moet jy gaan sit. Nee, dit is 'n natuurlike geloof. Dan is daar ook 'n historiese geloof, nee, dat jy glo seker historiese feite en Bybelse waarhede. Jy glo Jesus was daar gewees en dat die beginsels in die Bybel is reg en goed. Nee, maar dit is nog nie dat jou red nie. Ek onthou toe ek in die weermag was daar 'n bevelvoerder. Hy was ateïs, maar hy het sy kinders Sondagskool toe gevat. Want hy sê hy weet die regte beginsels word vir die kinders geleer daar, maar is nie dat hy glo nie. Nee, dit is daai tipe van 'n historiese geloof.
dan kry jy natuurlik 'n geloof wat hierso aan die einde van 'n kwartaal of die einde van 'n eksamentyd is, nê, dan is dit 'n baie sterk geloof. En dit is die tydelike geloof, veral onder ons skoolleerlinge en die studente. Nee, is daai geloof wat jy het in eksamentyd en wat jy skielik begin bid en vra dat die Here moet dit wat jy nie gedoen het nie, skielik met jou kop moet kom en so. Nee, dis daai wanneer nood druk, dan bid ek erg. Maar as dit weer goed gaan, dan is dit nou maar weer, dan word dit weer op die agtergrond geskuif. Daarmee saam wil ek noem die spaarwiel geloof. Nee, ek dink niemand van ons wil op vakansie gaan sonder 'n spaarwiel nie, maar jy hoop ook nie jy gaan jou spaarwiel nodig kry nie. En so leef ons ook baie keer met God, nee. Ek wil nie sonder die Here wees nie, maar ek hoop ook nie ek kry hom nodig nie. En wanneer kry ek hom nodig? Wanneer daar 'n krisis is. 'n Spaarwiel geloof. Anders is God maar eintlik daar agter, nee, in die bagasiebak. En dan as daar nood is, dan gryp ek hom, haal ek hom uit om my te help, as ek dit so kan stel. Jy kry ook dan 'n geloof wat Jesus spesifiek hier aanspreek in hierdie skrifgedeelte is 'n wonderwerk geloof. Mense glo want daar het 'n wonderwerk plaasgevind. Nee, en ons lees daarvan in die vorige hoofstuk in hoofstuk 2, Johannes 2 vers 23 en 24, terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wonderteken sien wat hy doen, maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. 'n Wonderwerk geloof is daar vir 'n tyd, maar het 'n wonderwerk, maar later aan taan dit ook maar. Dit moet verder gaan. Wonderwerk geloof kan jy dalk trek na die Here toe, maar dan moet dit verder gaan ook. Dis nie genoeg nie. Selfde ook Nikodemus in Johannes 3 vers 2 staan, een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. So, Nikodemus in hierdie stukkie het hy nog 'n wonderwerk geloof gehad. Nog nie 'n ware geloof nie. En daarom verstaan hy nie mooi waarvan Jesus praat, as Jesus praat van 'n wedergeboorte nie. Hy al hierdie vrae, hy kom na Jesus en wil weet, wat is die regte verhouding met God? En Jesus vertel vir hom hoe belangrik, is wedergeboorte. Is net deur wedergeboorte wat jy werklik kan glo in Jesus as jou saligmaker en verlosser. Net deur die wedergeboorte. Eintlik word jy deur die Gees opnuut gebore, sodat jy werklik kan glo in Jesus Christus. Anders gaan jou geloof dit nie maak nie. Die wedergeboorte moet plaasvind. Wedergeboorte noodsaaklik vir reddende geloof. Nou, wie was Nikodemus? Ons lees van hom in vers 1 en vers 10, waar Jesus ook opmerking maak teenoor hom. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. En dan sê Jesus later vir hom, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie, toe Jesus vir hom probeer met hom praat oor die wedergeboorte. So, wie was Nikodemus? Hy was 'n hooggeleerde teoloog. Hy was ook 'n volksleier gewees en daarom ook deel van die Sanhedrin, die Joodse Raad. En alhoewel hy hierdie hooggeleerde teoloog was, 'n bekende leermeester van Israel, het hy nog steeds nie verstaan wat 'n ware verhouding met God beteken nie. So jy kan baie skrifkennis hê, jy kan 'n teoloog wees, is nie te sê jy het daai verhouding met die Here nie. Daar moet iets meer gebeur. En dan sien ons ook, dwaalleer kom baie keer reeds van hierdie hooggeleerde teoloog af. Teoloog wat amper later slimmer raak as God self, en begin weerspreek wat in die Bybel staan, en begin krities raak oor die Bybel, en die gesag van die skrif afbreek. Teoloog. Ons het gesien reg deur die kerkgeskiedenis ook. Dwaalleer het nie kom gewoonlik van die teoloog af, nie van gewone kinders van die Here. Nou sê ek gewone kinders, almal is gewone kinders van die Here nie, maar die lidmaat, die dwaalleer kom nie van die lidmate af, is baie keer van die teoloog reeds af. Kom die dwaalleer, soos wat dit nou hierso gebeur het met die Fariseërs, die Sanhedrin.
Ek onthou, jare terug toe ek nog op 'n teologiese skool was, het ons en nog 2 ander teologiese skole bymekaar gekom om oor dinge te praat, oor skrifgesag. En die een teologiese skool het gesê, as jy 'n teoloog is, as jy as 'n wetenskaplike artikel skryf as teoloog, dan mag jy die skrifgesag bevraagteken. Dan kan jy krities wees. Maar as jy preek, moet jy preek asof die Bybel die gesagvolle woord van God is. Hoe kan jy in so 'n dualisme lewe? Verstaan jy? En dit word geleer op 'n teologiese skool. Ons weet vandag ook, dat daar's baie liberale teologiese skole, waar die teoloë so slim raak, en dit wat die Here verbied sê, nee, dit tel nie meer vir vandag nie, dis maar daai ou dae gewees, en ons weet oor die sake van homoseksualisme en al daai ding, hoe dit bevraagteken word deur teoloë, en sê, maar dit is nie vir vandag nie. Baie liberale teoloë en teologiese skole selfs. So, dwaalleer kom baie keer, die meeste kere van die teoloë af, die hooggeleerdes. En net so ook in daai tyd van Jesus toe hy opgetree het op aarde, was dit hierdie fariseërs, die skrifgeleerdes, die Sanhedrin, wat die volk mislei het en dwaalleer verkondig het. Hulle was getrou aan die wet. Nee, hulle het gesê, jy moet die wet nakom, en ook die gebruike, wat so deur die jare by die wet gevoeg is, moet jy nakom, en dan sal die volk God se guns verdien. Nou daai tyd het die Romeine die Jode onderdruk, het hulle oorheers. En die Fariseërs gesê, ons moet net getrou God se wet nakom, en al die ander tradisies wat ons so met die jare opgebou het. Ons moet nakom, ons het nou gesê nakom, dan sal God ons vergoed. Dan gaan ons God se guns weer kry. En dan gaan God vir ons 'n Messias gee, 'n aardse verlosser, wat die Romeinse oorheersing gaan afskud. Dat ons weer kan vry wees. Dis wat hulle geleer het. Die wet, het gaan oor die wet. Jy moet God se guns verdien. En eintlik wat, as jy so 'n tipe godsdiens het, waar jy klomp reëls en regulasies nakom, sodat ek God se guns kan kry en verlos kan word, waaroor gaan dit dan eintlik? Wie aanbid jy? Wie dien jy dan eintlik? Dan dien jy eintlik maar jouself. Dit gaan dat God jou moet seën, en daarom doen ek al hierdie dinge. Natuurlik wil God ons seën, wil sy kinders seën. 'n Vader, God word genoem 'n vader. Ek as pa wil my kinders seën. Maar ek wil hulle leer, ek wil ook nie bederf nie. Ek wil hulle die regte dinge leer. God wil ons seën. Maar dit gaan nie oor sy seën nie. Dit gaan om hom te dien. Om hom te volg. En daarom, Paulus sê ook in sy eerste Korintiërsbrief, die Jode soek wonderwerke en die Grieke soek wysheid. Hoekom soek die Jode so wonderwerke? Want hulle soek hulle voordeel, As daar 'n wonderwerk plaasvind, dan is dit mos tot my voordeel. En dis waaroor dit gaan. Selfliefde eintlik. En nie oor God nie, is wat kan God vir my doen? En dis die Fariseërs. Kom ons doen hierdie goeders, om God te manipuleer om vir ons reg te doen. En dis nie waaroor dit gaan nie. God moet God wees. Om dien vir wie hy is, nie wat hy vir jou kan doen nie. Hulle het nie verstaan wat dit beteken om God te dien nie. Hulle het so 'n lys, gehaat van dinge, moets en moenies, sodat hulle God se guns kan kry. Maar wat vra God in sy woord? Wat is die ware verhouding? Wat is dit? Nico, jy het nou gelees hierdie gedeelte. Wat sê daai gedeelte vir jou? Watter verhouding soek God vir ons? Jy kan nou uitgebou. Wat soek die Here? As jy dit dink, Wian moet nie so agter Jan Roux wegkruip nie. Jy moet glo in hom, en wat beteken dit? Wat glo jy van die Here? Dat hy wedergeboorte en dat hy jou liefhet. Dis die regte verhouding met die Here. Hy soek 'n vader-kind verhouding wat gebou is
op liefde. Dis wat God se wet. Hoeveel keer lees ons dit? Dis die samevatting van God se wet. Hulle het dit verdraai as reëls, moets en moenies om God se guns te verdien. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dis hoe om jou liefde teenoor God uit te lewe. Nee, as jy God werklik liefhet, gaan jy sy naam nie eintlik gebruik nie. Jy gaan respek hê vir God se naam. As jy werklik God liefhet nie, gaan jy nie ander gode aanbid nie. Nee, jy gaan ook jou ouers eer wat God vir jou gegee het. Want jy het God lief. In die Ou Testament sê dit al klaar, weet Moses gee in Deuteronomium gee hy weer 'n keer die wet vir die volk en hy voordat hulle nou die beloofde land gaan ingaan en Moses gaan nou nie saam daar gaan nie. En nadat hy in Deuteronomium 5 die wet weer herhaal het, staan daar in Deuteronomium 6 vers 1, 4 en 5. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Nee, dit is wat die Here soek. Liefde, die hom sal lief hê. Dat daai selfliefde, nee, want dit is hoe die mens in die vlees van nature is, nee, is selfliefde. Alle mense wat nog nie wedergebore is nie, wat is die kenmerk? Is selfliefde. Ek doen dinge wat my kan bevoordeel. En deur die wedergeboorte word die selfliefde vervang met liefde vir God. Liefde vir my naaste. En daarom die Jode wat so hulle self eintlik wou gedien het deur hulle uiterlike wetsonderhouding. Jesus beskryf hulle as volg. Matteus 23 vers 23 tot 28. Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle gee tiendes van kruisement, anys en koriander, maar wat vir ons die wet van God die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Julle soos witgeverfde grafte wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerlei onsuiverheid is. So is julle ook, van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. So wat behels 'n ware verhouding met die Here, ware geloof? En dan sê Jesus, Johannes 3 vers 3 tot 5. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wedergeboorte is so uiters kardinaal noodsaaklik. Nou kan mens ook verstaan, Nikodemus verstaan dit nou ook, en hy vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moeder se skoot kom en gebore word nie. En dan verduidelik Jesus, het geantwoord, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. So Jesus gee hier 2 vereistes om gered te word, om deel van God se koninkryk te wees. 2 vereistes. Jy moet eers uit water gebore word. En wat is dit? Die watergeboorte. Die? Nee. Watergeboorte. Ek weet baie mense, nee, sê, watergeboorte is jou waterdoop, nee. En dan die gees is die wedergeboorte. Watergeboorte jou fisiese geboorte. Nee, dit is jou fisiese geboorte. Ek sal nou sê ook, want hy verklaar dit ook nog verder. Jy moet, om deel van God se koninkryk, om gered te word, moet jy eers 'n mens word. Nee, dit is 'n watergeboorte. Nee, jy moet eers 'n mens word, dit is outomaties. Maar dan moet 'n tweede geboorte plaasvind. En dis die geestelike geboorte, die wedergeboorte. Want hy sê in vers 6, wat uit die mens gebore is, nee, die wedergeboorte is mens. En wat uit die gees gebore is gees. So jy moet eers 'n mens word, mense word gered, en dan moet daar ook 'n geestelike geboorte plaasvind. 'n Wedergeboorte moet plaasvind. En die Heilige Gees maak ons deur ons wedergeboorte, maak hy ons gees. Jy word geestelik weer lewendig. En as die Here se wil is, wil ek volgende Sondag preek oor die Samaritaanse vrou, waar Jesus ook vir haar sê, in Johannes 4, vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid.
Jy kan God nie uit jou vlees aanbid nie. Jy sal nie God uit jou eie lief kan hê, want jou selfliefde, jou vlees is te sterk. Die Heilige Gees moet jou gees maak. In hierdie Griekse woord praat van en behels, dit stel jou in staat, as jy gees is, stel dit jou in staat om 'n verhouding met die Here te hê, want God is gees, en ons kan hom slegs in gees en waarheid aanbid. So my gees moet lewendig gemaak word, dat ek weer 'n verhouding met die Here kan hê, soos Adam en Eva voor die sondeval. Hierdie gees is die vermoë om 'n band of verhouding met God te kan hê. Jy sal God nie uit jou vlees kan lief hê nie. Jou selfliefde is te groot. God sal moet ingryp en hy selfliefde wegvat en jou gees maak. Dat God se liefde deur jou kan vloei. Want jy kan nie vir die Here gee wat hy nie eers vir jou gegee het nie. Uit jouself kan jy God nie lief hê nie. Kyk maar na die wêreld, die koerante, waarvan praat dit? Dit is alles eie belang, eie liefde. Dis waaroor elkeen soek net sy eie voordeel. Ek sal doodmaak, ek sal steel, ek sal enigiets doen, net om my eie vleeslike begeertes te bevredig, sal verkrag en al daai goeders nie. Lees die Koran, dan sien jy, wat is die vlees? Hoe die mens is, sy selfliefde is. En hoe dit jou heeltemal kan meesleer. God moet met jou gees maak. Dat sy liefde deur jou wedergebore gees deur jou kan vloei. Net sy liefde in Christus, want dit word gebou ook. Daai band is herstel deur Christus se kruisiging, dat God se liefde deur jou kan vloei. Jy kan teruggee aan God en kan uitdeel aan jou naaste wat geskaap is na God se beeld. God moet dit kom verander. Hy moet jou gees maak. Ja, hy vermoë gee weer om 'n band met hom te hê. Met my wedergeboorte, met ons wedergeboorte, vernuwe die Heilige Gees ons om weer in 'n verhouding met God te lewe op grond van Christus, wat die sonde weggevat het, dit wat ons skeiding tussen ons God gemaak het, dit weggevat, sodat God die Vader se liefde deur ons kan vloei in Christus. Hoe dit presies werk, is moeilik. En ek weet nie of julle presies hoor en verstaan wat ek nou sê nie, daar's iets bonatuurliks, die wedergeboorte. Dis iets groter as wat ons dit met die kop kan uitsorteer. Wanneer dit gebeur en hoe en waar en so, daar's nie beheer daaroor nie. Want Jesus sê self, die wind, hy vergelyk dit met die wind. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Ja, dis 'n onbegryplike wonder, die wedergeboorte. En ons kan dit nie forceer nie. Jy het nie beheer gehad oor jou fisiese geboorte nie. Net so het ons ook nie eintlik beheer oor ons wedergeboorte nie. God doen dit. Hy maak my weer gees. Hy herstel weer daai verhouding, dat sy liefde deur my vloei, en dan daai selfliefde, ek is gekruisig saam met Christus, en is nou God. Het gaan oor hom, en hom wat ek lief het. Ons kan wel die effek sien van die wedergeboorte, maar hoe dit presies werk, kan ons nie sien, soos die wind, ons weet nie waar hy vandaan kom, wat hy doen nie, ons sien net die effek van die wind. Nee, jy kan die wind hoor, die blare wat ritsel. Jy kan die effek van die wind sien, die blare wat beweeg. Maar ons kan dit nie heeltemal uitsorteer nie. God doen dit. Die effek van die wedergeboorte is natuurlik wat? Wat sien 'n mens wat wedergebore is? Sy lewe, sy selfliefde is gekruisig. En dit gaan nou oor God, om God lief te hê bo alles. En my naaste soos myself. Dit is die vrug, die effek van die wedergeboorte. Ek lewe nou nie meer vir my nie, ek lewe nou vir die Here, en ek het hom bo alles lief. En my naaste soos myself. Kort voor Jesus se gevangenisneming en kruisiging, sê hy mos in Johannes 13, as julle mekaar lief het, sal die wêreld weet, dat julle my disippels is. Liefde. Dis die effek van die wedergeboorte.
Ek lewe uit liefde vir God, want hy het my eerste so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, nee, om vir my te sterf aan die kruis. En ek besef die groot offer wat Christus gebring het, en dit verander my hele hart, en sê, Here, ek verdien dit nie. My lewe het u gekoop met u bloed, ek lewe nou vir u. Ek wil nou 'n kanaal wees van die liefde. Waar ek gaan, wil ek die liefde uitdeel aan mense wat ons baie keer dink dit nie verdien nie. Maar dis die liefde van die Here wat my lewe kom verander het en wat daai persoon se liefde as sy lewe ook kan verander. Net God se liefde. Ons raak agente van God se liefde. En ek weet en ek hou vas dat Jesus is my saligmaker en verlosser. Ek het sy liefde aan die kruis gesien. Nou die wedergeboorte vernuwe jou hele lewe. Dit moet 'n effek hê op jou lewe. Jy gaan nie meer dieselfde lewe. As jy wedergeboorte gaan nie meer net aangaan met jou lewe en glo. Nou eendag as ek doodgaan, ja, dan gaan ek hemel toe want ek glo in Jesus, maar nou hierdie kant van die graf leef ek maar selfde as my kollega of vriende wat nie in hom glo nie. Nee, my lewe moet anders lyk. Nee, want daar's 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping wat plaasgevind, ek is wedergebore. En so sien ons ook dat Nikodemus se lewe is verander. Nee, ons lees nog 2 plekke later van Nikodemus. Toe hy nog net 'n wondergeloof gehad het, nee, voor sy wedergeboorte, was hy 'n nagdisipel. Hy was bang, hy het in die nag gekom by Jesus en sê, ja, u moet 'n rabbi wees, want u doen hierdie wonderwerke, en u moet van die Here af, van God afkom. Hy was bang, hy het in die geheim na Jesus toe gekom. Maar dan lees ons later, toe die Sanhedrin beplan het om Jesus gevange te neem en dood te maak, nee, dan staan hy in die openbaar op, en hy staan op vir Jesus. Ons lees daarvan in Johannes 7 vers 50 en 51. Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het, en wat een van hulle was, sê toe vir hulle, dis nou die Sanhedrin, nee? Volgens ons wet kan ons mos nie sommer iemand veroordeel sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vas te stel wat hy doen nie. En dan ook later. Ons lees ook later in Johannes 19 van Nikodemus, waar hy en Josef van Arimatea gevra het dat hulle Jesus se liggaam kan kry, en hy het 'n klomp speserye gekoop vir Jesus se begrafnis, om Jesus se liggaam te kon balsem vir die begrafnis. En ons moet verstaan, daar was regtig groot gevaar gewees vir hom om op te staan en in openbaar op te staan vir die Here en te bely. Die eerste ding is, hy sou uit die Sanhedrin, uit die sinagoges verban word. Nee, dit is wat hulle besluit het. Christene mag nie meer in die sinagoges kom nie, en die kans is goed hulle hom ook sou verban het, en hy kon selfs doodgaan, want hulle het later die Christene vervolg en ook doodgemaak. So as 'n prys om te betaal. So ons kan ook nie langer weer, is ons bereid om hy prys te betaal. Ons kan nie langer nagdisippels, geheime agente van Jesus wees nie. Ons moet in die wêreld getuig. Dit is 'n effek, 'n vrug van die wedergeboorte, van ware geloof in Jesus as jou saligmaker en redder. Net dat jy opstaan en jy getuig waar jy gaan, by die werk, by die skool, tussen vriende, by die sport, oral. Dat ons sal getuig. Want Paasfees se doel is dat ons sal getuig Jesus lewe. Want dit is mos, hy het opgestaan. Hy lewe, en hy lewe vandag in my hart, in my lewe. Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En mag dit uitstraal. Ons liggame is eintlik net 'n houer, nee, 'n aardse houer waar Christus beweeg. Ons is sy hande en sy voete hier op aarde. En mag hierdie kruisiging en opstanding van Christus, mag dit ons aanvuur om voluit te lewe vir die Here, om openlik te getuig van die hoop wat ons het, dat Jesus Christus is die koning, het al die mag in die hemel op die aarde.
is jou redder en ons saligmaker. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet ook, Here, dat U die wedergeboorte in ons harte werk. En dat U ons vernuwe in ons diepste wese. Here, dat ons soos Christus lyk in ons gees. Dat die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. En ons vra U ook, Here, dat ook daai nuutheid in die gees sal deurwerk ook na ons sielsdimensie toe en ook na ons liggaam, dit wat ons doen en sê en optree. Here, dat ons nie meer nagdisippels sal wees nie, maar dat ons openlik sal getuig waar ons gaan, van die hoop wat in ons lewe, dat Jesus is die antwoord, hy is die redder van die wêreld. Lei ons, Here, vul ons Heilige Gees. Ja, dat ons voluit net vir U sal lewe, in Jesus se kosbare naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.